Hallo almal, in hierdie video gaan ek so 'n bietjie hersiening oor die graad 8 algebraiese uitdrukkings doen. Kom ons kyk, wat is 'n algebraiese uitdrukking? Dit is wiskundige sinne wat bestaan uit letters, getalle en simbole. Byvoorbeeld 3x plus 8. Die veranderlike is dan nou die x. Dan is daar iets wat ons noem 'n konstante. Dit is plus 8. En wat is 'n konstante? Dis 'n getal in 'n uitdrukking wat onafhanklik is van enige veranderlike en konstant bly. Met ander woorde, dit is die getal wat nie 'n veranderlike het nie. Dan is daar ook iets wat ons noem 'n koëffisiënt. In hierdie uitdrukking is 3 plus 3 die koëffisiënt. Die getal voor die veranderlike, saam met sy teken, word die koëffisiënt genoem. Dan sal jy sien, indien daar geen teken is nie by die koëffisiënt, dan is daar 'n deurskynende plus. Nou wat is 'n term? Die verskillende dele van 'n algebraiese uitdrukking. Terme word geskei deur plus of minus tekens. Nou die uitdrukking min 3a plus 20 bestaan uit 2 terme. 'n veranderlike term, min 3a, en 'n konstante term van plus 20. Nou gaan ek vir jou verduidelik, wat is 'n monoom? Dit is 'n uitdrukking met 1 term, byvoorbeeld 3xy. 'n binoom, dit is 'n uitdrukking met 2 terme, byvoorbeeld x² min 4. Sien jy, die 2 terme word geskei deur die min. Dan is daar iets wat ons 'n trinoom noem. Dit is 'n uitdrukking met 3 terme, byvoorbeeld a plus b min c. Sien jy, die plus en die min skei die 3 terme. Dan is daar 'n ding wat ons noem 'n polinoom. Dit is 'n uitdrukking met 2 of meer terme. Met ander woorde, 'n binoom en 'n trinoom is ook 'n polinoom. En dan 'n voorbeeld van 'n polinoom sal wees 2a plus 7b min c plus 8. En daardie algebraiese uitdrukking bestaan uit 4 terme. Vermenigvuldiging en optel in algebra. Nou voordat ons na die voorbeeld kyk, wil ek net weer vir jou herinner aan ons eksponentwette. En ons eerste eksponentwet handel daaroor dat wanneer die grondtalle dieselfde is en ons vermenigvuldig, dan tel ons eksponente bymekaar. So as ek vir jou gee a tot die mag m maal a tot die mag n, dan is die antwoord a tot die mag m plus n. Nou, in hierdie voorbeeld gaan ons nou 'n monoom, die 2x, vermenigvuldig met 'n binoom, die 2 term binne in die hakkie. En wat ons doen is, ons gebruik iets wat ons noem die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging. En dit beteken, ons gaan die 2x invermenigvuldig na die x tot die mag 3 toe, en ons gaan die 2x invermenigvuldig na 5x² toe. Nou dit werk so. Ons gaan sê, 2 maal, onthou as daar niks voor die x staan nie, die koëffisiënt, dan is daar 'n deurskynende 1. So jy sê 2 maal 1 is 2, en dan in terme van die x, as daar geen eksponent is nie, is daar ook 'n deurskynende 1. Daarom gaan jy nou sê, x tot die mag 1 maal x tot die mag 3 is x tot die mag 4. Die grondtalle is dieselfde, daarom plus jy eksponente. Dan die volgende term gaan jy dan sê, hierdie deurskynende plus maal 'n plus is 'n plus, 2 maal 5 is 10, en in terme van die eksponente, x maal x² is dan x tot die mag 3.
Dan moet 'n mens altyd kyk of daar gelyksoortige terme is wat jy bymekaar kan tel, maar in hierdie geval is daar niks, want dis 'n x tot die mag 4 plus 'n x tot die mag 3. Jy kan hulle nie bymekaar tel nie. Hulle is nie gelyksoortige terme nie. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Nou weer eens, die min 3ab, dit is nou 'n monoom, 'n eenterm, wat ons nou gaan invermenigvuldig met die distributiewe wet na die binoom toe. So die eerste ding wat ons doen is ons sê, min 3 maal 2 is min 6, die a ry saam, maar in terme van die b, daar is geen eksponent, met ander woorde 'n deurskynende 1, en by 2b is daar 'n deurskynende 1. Dus in terme van die veranderlike b, gaan jy sê b maal b is b kwadraat. Jy het 1 plus 1 bymekaar getel. Dan gaan jy min 3 maal 4 is min 12, en in terme van a nou, daar is 'n a tot die mag 1 en 'n a tot die mag 1. Grondtalle is albei a, dis dieselfde, dus tel ons eksponente bymekaar. Dis hoekom dit nou a kwadraat is, en dan die b, niks kan met hom gebeur nie, hy ry net saam. En dan die res van ons sommetjie, die min 8ab kwadraat plus 2a kwadraat b, gaan ook net saamry. Nou kyk ons of ons gelyksoortige terme het. Nou ons het, want hier is 'n min 6ab kwadraat, en hier is 'n min 8ab kwadraat. Hulle is gelyksoortige terme, en as ons hulle bymekaar tel, kry ons min 14ab kwadraat. En dan verder het ons 'n min 12a kwadraat b en 'n plus 2a kwadraat b. Hulle is ook dieselfde, en dit gee vir ons min 10a kwadraat b. En dan kan jy nie daardie twee bymekaar tel nie, hulle is nie gelyksoortige terme nie. Kom ons doen 'n aftreksom in algebra. Die vraag sê, trek 4a kwadraat minus 5b plus 2 van 3a kwadraat min 4b plus 1 af. Nou, as dit 'n aftreksom in algebra is, moet jy baie mooi kyk hoe die woorde lyk. Nou, dit sê vir jou dat van 3a kwadraat min 4b plus 1 moet daar afgetrek word. So daardie trinoom of drieterm sal eerste staan. Dan skryf jy 'n minus, en dit waarvan jy nou wil aftrek, moet jy nou in 'n hakie skryf. 4a kwadraat min 5b plus 2 gaan dan in sy eie hakie. Nou, hierdie eerste trinoom gaan jy net weer herhaal, en nou gaan hierdie min eers deur die distributiewe wet vermenigvuldig word. So dit word min 4a kwadraat plus 5b min 2. En nou gaan jy gelyksoortige terme bymekaar tel. So hier vind jy 3a kwadraat min 4a kwadraat is min a kwadraat. Dan is daar min 4b plus 5b is dan plus b. En dan in terme van die konstante terme, die getalle, gaan jy sê plus 1 min 2 is min 1. En dit is dan waar jy stop, want daardie is nie gelyksoortige terme nie. Jy kan hulle nie bymekaar tel nie. 'n baie belangrike bewerking in algebra is substitusie of vervanging. Nou wat dit beteken is, ek gaan vir jou 'n algebraiese uitdrukking gee en waardes vir die veranderlikes. En op die ou einde gaan jou uitdrukking 'n numeriese waarde hê, met ander woorde 'n getal. So die vraag is, as x gelyk is aan min 1 en y is gelyk aan 2, vereenvoudig min 3 hakkie x kwadraat plus 4y. Nou goed, ons skryf die sommetjie neer.
Dan begin mense net wild en wakker in vervang nie. Wat jy doen is, wanneer daar hakkies is, gaan jy eers die hakkies uitvermenigvuldig deur die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging te gebruik. So dit word min 3x² min 12y en nou is jy ontslaaf van die hakkies. Wanneer 'n mens vervang, moet jy weer hakkies gebruik. So nou, x se waarde is min 1. So 'n mens skryf min 3 en dan hier in x se plek skryf jy hakkie min 1, sluit die hakkie gekwadreer. Minus 12 en dan hakkie 2, want y se waarde is 2. Dan moet jy eers jou reëls onthou waar jy eksponente eerste doen. So jy kan nie sê min 3 maal min 1 is plus 3 nie. Dis verkeerd. Jy gaan eers sê, jy wag met die min 3 en jy doen minus 1 gekwadreer is plus 1. En dan die min 12 maal 2 is min 24. En nou kan jy sê, min 3 maal plus 1 is min 3, min 24 en die antwoord is min 27. In die volgende video verduidelik ek vir jou hoe werk dit wanneer ons die produk van 2 binome kry. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.